Goeienaand. Welkom by ons aandgesprekke van die brief van Paulus aan die Filippense, sy blydskapsbrief. Gebrek aan eensgesindheid is 'n werklikheid en dit verjaag blydskap. Dit is opvallend hoeveel Paulus in sy brief aan die Filippense tot hiertoe geskryf het oor die mooi verhouding wat daar tussen hom en die gelowiges onderling bestaan het. Binne die hegte band wat Jesus Christus en die Heilige Gees tussen hulle bewerk het hulle vir mekaar omgegee, mekaar gedien, saam gestry vir die evangelie. Ons sou verwag dat die laaste probleem wat daar in die gemeente was, 'n gebrek aan eensgesindheid sou wees. En tog blyk dit reg van die begin van die brief af, dat dit nie die geval was nie. Dit was die een enkele ding wat die blydskap van Paulus, wat soos 'n goue draad as tema deur die brief loop, gedemp het. Daar was die stryd tussen die predikers in die gemeente wat die lewe vir Paulus in die gevangenis moeilik gemaak het. In hoofstuk 3 praat hy van die vyande van die kruis van Jesus en die verdelende invloed wat dit op die gemeente gehad het. En in hoofstuk 4 vermaan hy Euodia en Syntyche om eensgesind te wees. Hy begin die nuwe deel van sy brief in hoofstuk 2 om hierdie kernprobleem aan te spreek. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Hy het baie rede tot blydskap, maar sy blydskap kan nie vol word terwyl daar nie eensgesindheid onder die gelowiges is nie. Die gebrek daaraan vat 'n deel van sy blydskap weg. Ons is vandag maar steeds deeglik bewus van hoe 'n gebrek aan eensgesindheid die vreugde uit die lewe kan haal. Daar's niks wat 'n mens so dreineer nie, as wanneer daar onmin is, in 'n gesin, in 'n huwelik, in 'n gemeente. En dit help nie ons draai doekies om, of gooi 'n mooi sousie oor die probleem, en sê dat dit nie 'n werklikheid is nie. Dit is daar, dit was daar, op hierdie aarde sal dit daar wees. Ons vind dit al in die paradys, wanneer die Here vir Adam en Eva vra wat die oorsaak van die sondeval was. En dink ook aan die direkte gevolge van die sondeval in die lewe van Kain en Abel. Binne ons westerse individualisme waarin ons hedendaagse kultuur gevestig is, bly hierdie seker een van die groot redes waarom ons nie lewensvreugde beleef nie, ook in ons godsdiens nie. Die lewe gaan eintlik maar oor onsself. Ek wil doen wat ek wil dit op my manier doen en ek wil dit doen wanneer ek wil. En wat ek doen het niks met jou te maak nie. Ja, natuurlik, as dit die gesindheid van die ander persoon ook is daar 'n resep vir konflik. Daar kan nie ware blydskap wees in 'n lewe wat net om jouself draai nie. Met so gesindheid leef jy al hoe meer in isolasie of in konflik met ander mense. Want hulle wil natuurlik ook doen wat hulle wil, wanneer hulle wil en soos hulle wil. Die gevolge is vanselfsprekend. Twis, tweedrag, en mense wat elkeen in sy eie rigting trek. Dit kom voor in huwelike, in gesinne, by die werk, selfs by die kerk. Daarom is dit 'n werklikheid wat ons moet erken en mee moet rekening hou. Selfs onder gelowiges verskynsel van eie geregtigheid en twis, ten minste dan altyd 'n sterk moontlikheid. Sulke tweedrag en twis onder gelowiges haal die vreugde en die blydskap uit die lewe, saamlewe in diens van die Here. Laat ons onsself diep ondersoek of dit nie dalk die rede is waarom ons nie blydskap in ons godsdiens en in ons saamleef ervaar nie. Oneenigheid en twis is 'n feit, maar dit mag nie in die kerk van die Here Jesus aanvaar word. Dit moet opgelos word, sodat Christelike blydskap kan floreer, God geëer kan word, sodat ons kan saamleef en saamwerk tot eer van die Here. Daarom spreek Paulus dit breedvoerig in hierdie gedeelte aan. Hy beveel dat hulle iets daaraan moet doen.
maar hy gee ook kragtige riglyne oor hoe ons dit kan doen. In die volgende aandgesprekke meer hieroor. Goeiedag.